Dis my groot eer om hier so te wees ook saam met julle en ek en Nolan is baie goeie vriende. Ons is van daai as ons by mekaar kom nou, ons ken mekaar nie baie lank nie, maar dan kuier ons maklik 2 ure aan mekaar, weet, en praat oor die Here se goed in die kerk en die werk van die Here. En dis baie regtig voorreg en baie dankie vir jou vriendskap, broer. Ek wil vanoggend of vanaand gaan ek vir julle lees. Ek het skrifte uit Engelse Bybel uit. Die Afrikaans vertaal bietjie partykeer om die Grieks wat dit moeilik maak vir my. En ek druk myself net beter uit met die Engels. Ek het my teologiese opleiding was in Engels. So ek het 'n Engelse Bybel en die verse daai het is my belangrik. Byvoorbeeld waar hy in die Grieks praat van hom met 'n jaloerse begeerte. Dis wat die Grieks bedoel. Het die Afrikaans om vertaal beywer jou daarna en lê jouself toe. Dis nie heeltemal dit nie, verstaan is. Dus ek wil oorbring vanaand. Vanaand wil ek praat met u oor begeerte. Die ontwaking vir 2026. Ek wil net vir u sê, God wil hê dat ons moet skyn so sterretjies in 2026. En ek gaan vanaand vir jou wys uit die skrif uit hoe die Here ons, hoe dit juist doen deur ons. God het 'n dilemma. Hy sit met 'n probleem. Hy het net ons. As hy vanaand moet kies, wie gaan hy gebruik? Is net ons wat hy is. En dis sy dilemma. Hy het mense. That's it. Ek onthou 71 ons in 'n kop-aan-kop botsing, ek en my sussie saam met my ma en haar boyfriend, hulle is toe oorlede. Ek en my sussie het wakker geword in Ventersdorp Hospitaal op Kersdag, dit was ou Kersaand, in Ventersdorp Hospitaal. En toe is ons wees, toe my oupa het ons kom haal, ons op die plaas ruk gewees daar. En my oupa vat my toe dorp toe, ek het 2 plekke skedelbreek gehad, so my gesig staan bietjie dik in my kop, en ek is nog teen mekaar. Hy vat my toe dorp toe, want die speurders wil met my praat. Nou, as ons by die polisiestasie, net langs die polisiestasie, is die lijkshuis, daar is waar my ma lê. Nou is die speurders my, nou is een speurder, ek weet nie wat het hy gedink, wat doen hy nie, maar dis hoe hy het gedoen het. Hy sê, seun, weet jy wat is lieg en wat is waarheid praat? Ek sê, ja oom, ek weet, en hy gaan so, dis sy trant, he. Ek weet toe nie, want ek was bewusteloos, ek het nie geweet wat gebeur het nie, ek was bewusteloos. En ons is toe in die kar, my oupa, ek onthou, toe ons in die kar klim, toe het hy 'n piesang by hom. Hy sny helfte van die piesang. Hy gee hom vir my. Dit was vir hom maxed out, om vir my te wys, hy is jammer oor dit. Dis die ou mense, maxed out. Is nie van, boet kom hier en sorry vir dit of so, daai piesang. Daai, ek onthou soos gister, maar daai tyd het ek nie verstaan wat doen hy nie, maar nou weet ek, dis wat hom, dis al hoe hy het kon doen, hy het niks meer gehad om te gee nie. Dis al wat hy gehad het. Maar Saterdaande het ons huisgodsdiens gehou. Ek was nie gereformeerde kerk. Dan het ons psalms gesing, hy het klavier gespeel. Sy psalm was, straf tog nie in ongenade my misdade. Dit was sy, my ma se was juig al wat leef, myne was prys die Here met blye galme. Onthou soos gister. Want hy het die Bybel gelees en hy het die slingervel was die blaadjie vir die gereformeerde kerk. Ek onthou die Here se teenwoordigheid. My oupa het geshine Saterdaande met die huisgodsdiens. Maar hy kon nie vir my sê, en dis die dilemma waarmee God sit, is met mens. Maar God het die vermoë om ons te vul en ons te gebruik bo ons vermoë. En ek wil vanaand met u praat oor die gawes van die Heilige Gees, oor die begeertes van God in ons lewens, die begeertes wat God plaas in ons hart. Hoe God deur sy begeertes sy doel bereik in ons harte. Maar die dilemma is, hy sit met ons. Ons is in 'n proses van verandering. Daarom kan ons nie bly waar ons is nie. Jy kan nie sê, dis nou hoe ek is, en mense met my so aanvaar. Dis 'n dom ding om te doen. Want die Here wil ons verander. Die mooiste ding wat jy kan beleef, is om terug te kyk in 'n jaar en sê, Here, U het my verander. Jy weet die mooi ding van God, in sy werking met ons, Hebreërs 2 vers 11 sê hy, beide hy wat mense heilig maak en hulle wat geheilig word, is een. So hy sien my en jou nie in ons proses. My oupa, wat hy mee besig was, wat nie vir my kon, hy piesang, is al wat hy kon doen. Hy het hom gesien as een. In die proses, dan sê hy, en ek skaam my nie vir jou nie.
Maar ek en jy, ons het aangetree en ons het ingeteken om verander te word. Tot die dag van jou dood, ek is op 65, ek sit met 'n man en gesels en ons praat oor dinge in die Here herinner my aan waar ek gekonfronteer was. Ek was 'n jong man deur 'n ouer pastoor en hy het my tereggewys oor sekere goed. En ek dink aan, ek sê, Here, dankie vir daai man wat my tereggewys het. Want ou kan maklik sê, dis hoe ek is, en moenie niemand vertel my wat om te doen, daai is bad. Maar die Here werk dit nie lekker nie, verstaan? en God se wil vir my om ons te verander, en maar hy wil deur ons werk waar ons nou is. Hy het niks anders om mee te werk nie as jy nie. Daarom ons kan die res van ons lewens op 'n plek bly waar ons sê, ja, as ek net nog bietjie kan dit of nie bietjie dat, en dan kan die Here my gebruik. Kom ek sê vir die Here wil jou gebruik daar waar jy nou is. Wat hy doen is, hy vul ons nie met die Gees as ons te perfek is nie, hy maak ons perfek deur sy Gees. Sonder sy Heilige Gees kan jy nie verander nie. So hy vul jou met sy Gees in jou stukkende toestand, dis wat hy doen. En dan werk hy met ons in ons lewens, maar in sy invulling met die Heilige Gees is daar byvoordele. Die gawes van die Heilige Gees. Dis waar hy funksioneer. In die bokswêreld praat hulle van die punch above his weight. Jy punch ver bo jou weight met die Heilige Gees binne in jou. En dit moet ons besef, en daarom God se begeertes in ons lewens, wat ons besef, die Here wil ons op 'n plek plaas waar sy begeertes ons lei. As ons God se goed begeer, dan begeer hy ons goed. My eerste punt vanaand, en ek het punte vanaand wat ek wil deel, is God se soewereiniteit. As jou teologie nie toelaat dat God soewerein kan besluite neem in jou lewe nie, dan het jy 'n groot probleem. Want die Here maak net soos hy wil. Hy maak net soos hy wil. Ek onthou, ek en my sussie was in die ongeluk. Ons is na die ongeluk, ons het wakker geword, ou Kersdag, lewens verander, ons is toe wees. My oupa het ons ruk op die plaas toe, wil ons in 'n weeshuis sit, toe sit ons in 'n koshuis, hulle kom haal ons nie naweke nie. Ek was 11, my sussie was 9. Dit was traumaties en goed. Nou dink ek terug, weet jy wat kan ou maak? Jy het twee keuses. Jy kan sê, Here, hoekom doen jy hierdie aan my? Dis wat gebeur met ons. Mens sien God is soewerein, hy maak net soos hy wil. Of, Here, U is 'n lifeline vir my. En hy was. Hy het my besoek in daai koshuis waar ek alleen was. Ek het sy teenwoordigheid in die nag dat hy my kom besoek. Hy was my lifeline. En ek wil vanaand vir jou sê, in God se soewereiniteit, in sy hoe hy is, as jy op 'n plek is in jou lewe waar jy sê, Here, hoekom het jy hierdie, los dit uit. Moenie aanstoot neem teenoor God nie, want hy is jou lifeline. Weet jy, as ek terugdink aan my lewe, ek sal niks wil verander nie, want hy kompenseer. Vals dit wat ons kort kom in ons lewens, hy maak dit vol, maar ons moet hom toelaat. As ek hom verwyd vir goed in my lewe, kan ek hom nie toelaat om dit te vul wat juis waar die leemtes is nie. En ek wil vanaand, dis my eerste punt, jy moet God se soewereiniteit toelaat in jou lewe. Sy soewereine wil. Hy is soewerein, hy het 'n wil van sy eie. Die Heilige Gees wat in jou woon, het sy eie wil. En sy wil is dit die wil van die Vader. Jesus sê, ek doen niks behalwe wat die Vader sê ek moet doen nie. Die Heilige Gees is dieselfde. Hy doen niks behalwe wat die Vader sê hy doen. So hy het sy eie wil. Hy het sy begeertes. En ek moet aanvaar, God het 'n soewereine wil. Ek kan nie hom manipuleer nie. Ek kan hom nie maak goed doen nie. Ek kan nie sekere skrifte genoeg opsê en dan gaan hy dit doen nie. Hy gaan nie. Hy maak net soos hy wil. Nou verstaan dit nie. Dan seker goed ons nooit gaan verstaan nie, maar een ding wat ons weet, hy het ons lief en hy weet beter. Ek onthou my dogter, sy's nou Nolan ken haar, sy was in die skool, hy het in die kerkkampe het hy haar, dis jare terug, ons ken mekaar eintlik onwetend baie jare. Ons kan sê ons oupa grootjies se honde het saam berms gesleep. En my dogter was 3 jaar oud, toe kry sy kroep. En ons is by die kerk, ons bid vir haar, en sy kon nie asem kry nie, sy haal asem, ons prys die Here, en
gaan laai haar toe en my vrou en die kinders by die huis af, ons het in Capital Park gebly. En ek gaan na 'n vergadering daar naby. Nou daai tyd was daar nie selfone nie. Ek kom by die vergadering toe, bel my vrou toe en sê ek moet nou kom. Hulle die suurstof reg by Haie Verwoerd was dit toe nog. Dis nou Steve Biko. Ek sal die vinnigste wees, ek moet daar net oplaai en vat. Op pad soontoe die aand het dit gemotreën. Die Here sê vir my duidelik, as jy vir Eloise in jou kar sit vanaand, is hy dood. Jy moet my vertrou. Die gawes van die Gees, een van die gawes is die onderskeiding van geeste. Nou wat mense nie weet nie is dat die gawe van onderskeiding van geeste sit ons in kontak met engele en hulle werk. Dis nie net demone nie. Is die verstaan van engele, wat doen hulle in ons gebied? Wat is die werking van God? Hoe gebruik? Dis die onderskeiding van gees, dis een van die funksies van die gawes, 'n wonderlike gawe. So is nie net wanneer hy het ander gawes ook wat ons die demone ons sien, ons kom agter wat die duiwel doen en ons het hierdie onderskeiding van goed. Maar die werking van engele is een van die groot top funksies. Ek onthou ek het Eloise ek stop by die tuinhek en ek gryp haar en ek hol terug in die huis en ek sit daar op die eetkamertafel en ek roep uit na die Here. 'n Engel verskyn, net so. Ek sien hom so, oop visioen. Hy druk sy vinger groei langer en hy wikkel hom so en sy steek haar tongetjie uit. Sy haal asem en sy gaan slaap. Amazing. Amazing. In my huis, Joe van der Berg, sy huis, het die hele engel gestuur om my dogter wat besig om te sterf weer lewendig te maak. Dit is wat daar was. Ek het hom so gesien. Nou dink ek weet hoe werk dinge nou. Ek kan 'n boek skryf, How to Activate Angels in Your House. Dis mense doen dit, verstaan? Dink as 'n week daarna kom my seun, hy hou sy kop so vas, hy gooi op. En hy skreeu van die pyn. Ek dink nee man, ek weet hoe werk hierdie goed nou. Ons gaan hierdie ding gou. Julle weet wat gebeur nou. Boggerol. Ek moes met hom jag. Ek jag met hom ongevalle toe Lamberpans 1 kafelitis. Hy lê 3 weke in die hospitaal. Saam met die ander kinders. Ek verstaan dit nie. Hoekom moet die Here nie weer 'n wonderwerk gedoen nie? Vertel jy my, ek weet nie. Maar dit is die soewereine wil van God, dis hoe hy werk. So ek en jy kan hom nie voorskryf nie. Ons kan nie sê hy moet dit of hy moet dat, hy moet not. Ek wil jy moet dit verstaan. Want dit is belangrik dat ek en jy het verstaan, want Jakobus 4 vers 5 sê, dink jy verniet dat hy wat in jou woon is begeerig na jou, die skrif dit sê. Dan sê hy vers 6, en God gee oorvloedige genade, hy gee genade aan die nederiges. Hy weerstaan die trotshart. Dan sê hy dan volgende een is, hy sê, wees dan onderdanig aan God, submit unto God, wees onderdanig aan God, weerstaan dan die duiwel, hy sal vir jou wegvlug. Wat is onderdanig aan God? Dis om te aanvaar, hy is soewerein. En alles in jou lewe, sê vir hom dankie. Want ons weet nie als nie. Maar in retrospek, ek is 65 vandag, ek kyk terug en ek dink toe ek 10 jaar oud was, 9 jaar oud was, nie ongeluk goed, ek wil niks verander nie. Niks. Want het was awesome hoe God in my lewe saam met my was. Awesome. Ek wil niks verander nie. Maar ek eis as ek dink, is my lewe van daai tyd was, en dis wat mense doen, ongelukkig, is my lewe geskoei was op hierdie, ja, die Here het my dit in dik mond en ek sit en ek moan oor wat het die Here al teen my gedoen. En ek verstaan nie hoekom het die Here my ma en hoekom ons wees. Hy is jou lifeline. Soewerein. Hoekom ek hier deel? Ek het 'n rede hoekom ek hierdie deel. Dis belangrik. Ek sit jou op te stryd liefde gee. Nou in die hoek slaan. So hier's 'n rede hoekom ek hierdie deel. Dis belangrik dat ons hierdie fondasie lê van God se soewereiniteit. Deel van wees onderdanig aan hom is om te aanvaar wie hy is. Hy's God. En die teologie ongelukkig vandag met van die charismatiese beweging goed, van die goeds baie goed in die geloof en goed, maar ongelukkig van die ouens het die kat in die stert beet, want hulle dink, hulle kan God maak wat hy doen, wat hy wil, wat hulle wil, as hulle net die hard genoeg skreeu en goeders doen en hard genoeg glo aan mekaar. Die Here doen net sy wil. Maar
Hy het begeertes wat hy baar in ons en in ons lewens, en dit is my punt wat ek wil maak, en ek wil vir julle lees uit Filippense 2 vers 12 tot 15. Gesondheid. Hy sê die volgende, vers 12, Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but also much more in my absence, continue the work and work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Hy werk in ons om te wil en te doen volgens sy wil. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Shine like stars in the universe. My oupa, wat nie kon eers sê, sorry boet, hy kon my eers tap op die skouer, hy kan nie dit doen nie, hy kon, dit was nie aan hom nie. Het geshine saterhande, soos 'n sterretjie. Nou ek wil vir jou sê, God sê in sy woord, hy plaas begeertes aan ons, om te wil en te doen volgens sy wil, en dit word ons lewensroeping. Is sy wil, sy begeertes. En wanneer ons sy begeertes nakom, sonder om te moan daaroor, maar kom ek sê vir jou, wat is die triekie aan, is eintlik wonderlik, hy doen dit op 'n manier, dat jy sal nie moan daaroor nie, want hy wil in jou, want is sy wil. Hy verander sekere begeertes wat jy het, verander hy. Hy sit sy begeertes, maar ek en jy moet ons harte oopmaak vir sy begeertes. Ek onthou, mense het jare terug, ek dink is 1989 of iets, in Parktown trek Lindsay Simpson en Blanche Simpson en Bob en Carol Snyth, hulle was Geordies van Newcastle. En ek weet nie of hulle Geordie hoor praat het nie. Jy verstaan nie 'n woord wat hulle sê nie, hulle het 'n heavy Engelse aksent. Maar praat hulle, maar dit klink soos musiek vir my. Maar ek verstaan dit glad nie wat hier gebeur nie, want ek het nie 'n voorliefde vir Engelse, ek is in 'n Engelse kerk, maar ek weet nie wat gebeur met my, dit klink soos musiek. Een oggend sit ek met my joernaal en die Here praat deur my en ek skryf. Hy sê, kry jou paspoort gereed, jy gaan weer oor see gaan. Nou wil ek net 'n bietjie agtergrond van my. Ek like nie oor see gaan nie. Ek like nie vlieg nie. Ek haat lughawens. Ek's nie bang om te vlieg nie, ek like dit net nie. Ek haat lughawens. Lughawens het dieselfde atmosfeer vir my as 'n gym. So ek is 20 jaar terug in 'n gym gewees. Ek like dit nie. Dit klink van musiek is wat af van 'n stasie af is. Dis nie vir my lekker nie. So ek haat dit. Nou sê, maar hier's iets wat gebeur binne my. Want jy sien die Here sê, I will in you to act according to my good purpose, to fulfill my purpose in your life. Nou sê hy, moet dit nie gaan doen en murmureer nie, doen dit. Volgende dag bel 'n sakeman my, Bill Forbes, hy sê, Joe, are you ready to go to the UK? I want to buy you a ticket. Now, my friends are there, they need your ministry. Ek sê van, yesterday God spoke to me about my passport. Hy koop vir my. Nou hier is die ding wat gaan gebeur. Onthou van die soos 'n sterretjie. Daar's mense wat getuienisse het vir altyd is Afrika. Dis in Afrika, hulle sendelinge en dan hulle getuienisse van dooies opwek en hulle sien arms uitgroei. Dan kom hulle hier, dan bid hulle vir ouens gebeur daar niks nie. Dit was al in sulke meetings. Ek was baie in sulke meetings. Dan niks nie, maar ek weet dis genuine wat daar gebeur het, maar die Here flip en doen dit nie hier nie. Ek weet nie hoekom nie. ek land in Engeland. Net met hierdie woord. Nou onthou hierdie ding wat die Here gestuur het in my hart. Hierdie begeerte. Ek override my eie begeertes. Ek like nie van vlieg en goed nie. Ek like nie oorsien nie. Ek land daar dan dink ek, hoe gaan ek weer by die huis uitkom? Dis wat die eerste ding wat ek dink as ek al land. My eerste meeting, ek onthou dit. Die Here gee my 'n woord van kennis. Hy doen bevryding op jou nou. Hy doen 'n wonderwerk vir ons almal. Wat my blaas. Ek maak 'n uitnodiging, al daai mense na eerste meeting, gee hulle hart aan die Here. Dis Christene, dis Anglikaanse mense.
baie groot respek vir hulle, ek het vreeslike respek vir hulle. Maar hulle het weer 'n hart aan die Here gegee. Hulle het my 4 jaar na ry uitgenooi. Ek het geskyn soos 'n sterretjie. Ek wens ek kon julle saamvat, julle kan sien hoe wonderlik die Here deur my gewerk. Ek het geskyn soos 'n sterretjie. Because he works his purposes in our lives. En as ek en jy ons harte kan oopmaak vir sy begeertes, dan vervul hy sy begeertes in ons lewens, en dis waaroor vanaand gaan, want ek wil vir julle graag lees uit 1 Korintiërs 12, die gawes van die Heilige Gees. Hy begin vers 1, hy sê, now about spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be ignorant. Die 33 vertaling sê, ek wil nie julle moet onkundig wees rondom hierdie nie. Nou ek gaan 'n paar verse skiep, vers 4 sê, there are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men and women. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Die nuwe lewende vertaling, in Afrikaans sê, die manifestasie van die Gees deur ons, is wat hy ook sê, die manifestasie. Die Heilige Gees manifesteer deur ons. Dis kom ons met godsbewus, vergeet demone en goeters. Die Heilige Gees manifesteer deur ons. Dis wat hy wil doen. The Holy Spirit manifest, dis wat gebeur, dis wanneer ons skyn soos liggies. The manifestation of the Spirit is given through the common good. To one there is given through the Spirit message of wisdom, 'n woord van wysheid, to another message of knowledge, woord van kennis, by means of the same Spirit, to another faith, geloof, by the same Spirit. Ons het almal 'n maat van geloof, maar die gawe van geloof is 'n supercharger op jou geloof, en die gevolg van dit is wonderwerke. Dis een van die gawes wat hy noem, wonderwerke en kragte. Maar die gawe van geloof veroorsaak dit. Faith by the same Spirit, to another gifts of healing, gawes van genesing by the same Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, onderskeiding van geeste, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another interpretation of tongues. All these are the work of the same Spirit, and he gives them to each one just as he determines. Hy gee dit vir 'n manifestasie. Maar hoe werk hierdie? Hoe weet ek watter gawes? En hoor nou hier kom ons by die kruks van die saak vanaand. Hy sê, do all speaking tongues? Ja. Do all interpret? Do all work miracles? Ja. Are all teachers, are all prophets? Ja. Hy gee soos hy wil, hy deel dit uit. Ons is 'n liggaam. Dan sê hy, but eagerly desire the greater gifts. Eagerly desire the greater gifts. Hierdie die Griekse oorsprong is jaloerse begeerte na die gawes. 1 Korintiërs 14 vers 1, follow the way of love, eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. Nou as ons hierdie in die lig sien van Filippense 2, hy wil in my te werk volgens sy wil. Hy plaas sy begeertes op ons harte. My hart is dat ons skyn. Ek, Joe van 'n berg, moet in die spieël kyk en myself afvra kort te sê, wat begeer jy in die Here nog? Ek kan nie complacent raak nie. Wat begeer ek nog? Wat se gawes begeer ek? Here, wat ek begeer nog, Here, met 'n jaloerse begeerte. Die eerste keer toe dit my gestryk het, ek was 19, 20 jaar oud, was ek in 'n ou se meeting gewees. Ek gaan nie sy naam nou noem nie, maar ek wil iets sê oor hom, wat belangrik is. Die Here, die ou gebruik in woorde van kennis en profesie en goed. Ek het geskreeu binne in my. Dis kom ek verstaan nie hoekom mense nie kan begeer nie, want ek kan nie dit verstaan nie, maar ek wil 'n stir in jou as jy dit nie het nie. Ek het geskreeu, ek het sê, Here, ek sal sterf as ek dit nie kan doen nie, ek moet dit doen. Hierdie moet ek doen. Nou dieselfde ou, hierdie het my getref, die ou het die grootste impak geestelik in my lewe gehad van mense ooit. Grootste. Ek onthou, ek en 'n ander vriend van my, hy's nou 'n belangrike ou, ek gaan ook nie sy naam noem nie, hy's 'n moeilike man. Ons was saam, ons was nog voor ons trou, ons was jong ouens, hy was in die bats gewees, en ek dink, ek was nog in die army ook, en toe is ons saam in hierdie sel, en
Ek onthou die leier, die ou wat die Here so gebruik het mense gekroek in besigheid. Laat jy, nie 'n bietjie nie, hy het hulle gevat. Heavy gekroek. En ek onthou hoe die mense hom gehaat, en ek onthou hierdie vriend van my, vandag nog, jy moet nie praat van Heilige Gees en die gawes nie, hy word kwaad. Hier is die punt wat ek wil maak. Moenie dat jou offenses, God se begeertes in jou lewe oorraai nie. Moet ook nie jou mentors en jou vaders en jou moeders despise nie. Want onthou wat ek in die begin van vanaand gesê het, die Here het 'n dilemma. Hy het net ons. Hy het net die ou gehad, die ou het sy lewe oopgemaak vir God om gebruik, maar hy het ongelukkig mense, weet nie of dit willens en wetens wat, maar die ouens kooi gekroek met geld. Vandag nog, ek kan nie sy naam noem vir die ander pel van my, hy word kwaad, hy wil niks weet van, hy gee vloekwoorde tussen ook, hy is baie kwaad. So. Maar om een of ander rede, het ek het 'n begeerte opgetel en iets van God, dat ek kon nie dit van myself verwyder nie, ek moes dit vashou. Ten spyt van die ou se foute. Moenie jou mentors en jou vaders en moeders in die gees despise van wie hulle foute nie. Al maak hulle wat, want weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan alles wat jy geleer het, gaan jy verloor. En my eerste liefde was gekoppel aan daai. Ek sou my eerste liefde verloor het. So gaan terug in jou, ook met mense, ons raak, kom ek sê vir jou, omdat ons net mense is. Onthou my oupa met die piesang, ons is net mense. En ons gaan foute maak, maar die Here maak ons skyn so sterretjies. En dis die probleem, want daar's 'n groot kontras, is jy en die sterretjie wat hy jou maak. Want hy gebruik jou. Hy gebruik net mense. Daarom hier's 'n tweesnydende swaard. Die een ding is, moenie mense kyk na wat hulle nie is nie. Soos God iemand gebruik, hy's nie gelaat kom of iets nie. Hy's net 'n mens. Hy gaan jou teleurstel of sy gaan jou teleurstel. Maar weet dit dat God mense gebruik. Laat dit jou aanmoedig vir jou. Sê Here, ek is nie perfek nie. En hierdie is nie 'n vrypas van om ons om droog te maak, mense te kroek en goed nie. Dis glad nie dit nie, wat ek sê nie. Ek wil vir ons sê vanaand hier, moenie dat jou offenses die begeertes van God override nie. Laat die begeertes van God jou offenses override. Want ons wil skyn so sterretjies in 2026. Ek wil, Here, asseblief, ek wil skyn sterretjie in 2026. Die gawes van die Heilige Gees, eagerly desire spiritual gifts. Waar kom die begeerte vandaan, dink jy? Hy initieer dit. Dis dieselfde as Filippense 2. Hy initieer dit. Daarom moet ek en jy, moet ons gees skoon hou. Ons kan nie in bitterheid, ons kan nie in al hierdie goed vashou nie. Dawid bid, hy sê, creating me a pure heart, O God. Hoekom bid hy dit? Want hy weet God doen dit. God doen dit. Hy het 'n reset button. Create in me a pure heart, O God. Do not take your spirit away from me. Here, geef my 'n skoon bladsy, waar ek ophou met my bitterheid en mense dat, ja, daai het die het so gemaak, en daarom gaan ek nie meer die Here en die Here dat, en los daai goed. Laat die Here se begeertes jou dryf. Want hy kom en hy initieer hierdie begeerte in jou hart. Hy plaas daai saadjie van begeerte, en jy voel hom hier. Jy moet dit net water gee. Die gawes van die Gees, daar's 9 gawes van die Gees, is bietjie anders as talente. Jy kan nie 'n mens deur 'n toets sit om te bepaal wat se gawes, jy kan dit nie doen nie. Want dit is gawes van die Gees. Weet jy wat doen die Here? Hy gee hierdie geestelike gawes vir mense wat die mees onwaarskynlike is. Dis wat hy doen. So 'n profetiese gawe gaan hy nie iemand kies wat maklik praat nie. Hy gaan die teendeel doen. Hy gaan 'n ou kry wat stotter en wat nerve twitch en sukkel. Hy gaan hom gebruik of haar gebruik. Dis wat hy doen.
Dis nie te sê dat ouens wat mooi praat wat nie gaan profeties, maar meeste van die tyd of al die tyd kan ons dit nie toets nie. Jy kan nie 'n toets doen en sê jy kom uit sê jy's hierdie ou lyk bietjie profeties. Jy kan dit nie doen nie, want dit is die geestelike gawes. Hy werk deur begeerte. En sy begeertes is baie keer bokant ons vuurmaakplek. Maar ek moet hom toelaat om dit te maak werk in my lewe sodat ek kan skyn soos 'n sterretjie. En dis sy wil. Dis sy begeerte om my en jou te gebruik. Dis sy begeertes om sy begeertes om jou en my bekend te maak. As ek sy goed begeer, dan begeer hy my goed. In 'n wêreld soos die vandag het ons dit meer nodig as ooit. My sussie bel my die ander dag. Onthou die een wat saam met my wakker geword het, Ventersdorp Hospitaal. Sy sê vir my boet, ek het ook uit daai wrak uitgekom. Maar moet vir my ook 'n doel wees in die lewe. Yes, en ek voel hartseer want ek is in die bediening en ek jare en ek het vervuld, God het my geroep en ek het nie besef my sussie het hierdie struggle met dit. En ek is hartseer oor dit en ek praat met haar so 'n paar dae daarna bel sy my weer. Sy sê vir my, weet jy wat, ek het 'n taal ontvang. Nou sy sing in haar taal, nou sing sy vir my, maar dit is weird. Kyk, meeste van die tale klink weird. Het is 'n taal van die Here, dit is baie weird. Nou sing sy, nou, ek wil nie vir haar sê is weird nie, ek sê maar, yes, dis kwai sussie en so. Nou sy sê, dit stir haar, en want kyk, dis die primêre doel daarvan is om onsself te stig, né? Nou, Paulus sê, ons sing in die gees, en ons sing met ons verstand. Nou sy sing in haar taal. Nou sê sy vir my, sy bel my na, sy sê, sy het vir mense nou al gesing wat siek is. En het lyk vir my, die Here raak mense aan, sê sy. Nou kuier ek daarby om, en een van ons pelle het kanker, buks. Nou die behandeling wat hulle hom gee, het hom kangerien in sy vingers was swart van kangerien, hulle het hom 'n paar maande gegee om te lewe. Nou kyk hy's daar, hy sit half op suurstof en goed, buks. En my swaartjie, ek en hy was saam in die army en buks was saam. En nou sit ons daar, my sussie is ook daar. Nou my sussie staan en rook. Nou ek deel hierdie soos dit is. Dus jy moet my vergewe, dis hoe dit is. Sy staan en rook so. Nou vat sy 'n trek van haar sigaret, nou sit sy op hier. Sy rook nou nie meer, sy vape nou. Maar kom ek sê vir jou, daar's reëls. Ek het nou geleer, jy kan nie sommer dadelik begin vape nie, jy moet eers rook voor jy vape. Jy kry mense wat sommer inspring en dadelik vape. Dit werk nie so nie. Jy moet eers gerook het, verstaan? Maar in elk geval sy vat 'n trek met die sigaret, sy sit hom op die tafel neer. Sy sê laat ek vir hom sing. En sy sing vir haar taal daar. En die Here raak vir ek moet jou eerlik wees, ek het Buks so gekyk. Ek het nie geloof gehad vir hom te bid nie. Die Here raak vir Buks aan daar. Buks lewe nou nog, dis nou maande na, Buks is springlewendig. Hulle het 'n paar ander ouens om ons begrawe van ons pelle, maar Buks lewe. Verstaan? My sussie nou, mense stuur vir haar, sy aan hulle nommers, dan stuur sy vir hulle voice message vir sy sing in haar taal. Kom ek sê vir jou, sy het my nooit weer gebel en gesê, daar moet ook 'n doel wees na lewe nie. Dis net die in taal, ek bedoel taal is die geringste van die gawes, hè. Hy's heel laaste gelys. Dis nie die belangrikste, dis die geringste. Weet jy wat die kerk gemaak van die kerk, hulle het hom heel bo gesit, toe maak hulle almal die mekaar. Hy's heel laaste gelys. Jy weet, hy's jy gelees daar. Is, hulle sit hom heel bo en dan almal is die mekaar, jy moet in taal, jy moet niks. Die Here gee vir jou sê hy wil. So sy's getrou. Nou 1 Timoteus 4 vers 14 tot 15 sê die volgende: Moenie die genadegawe wat in jou is nalat nie. Gee jouself volkome daarin. Wees vlytig daarin en jou vooruitgang sal vir almal duidelik wees. Do not neglect the gift which is within you. Give yourself wholly to it. Be diligent in it and your progress will be evident to all. Kan julle die volharding hierin sien? Perseverance. Wat gebeur as die Here gee my die begeerte? Ek wil graag bid vir iemand, vir mense om siek is om gesond te word. Byvoorbeeld. Ek het hierdie begeerte. Nou sê hy sê moet dit nie nalat nie, gee myself volkome daarin. Wees vlytig daarin. Nou, hy sê nie omdat dit werk nie. Hy sê ek moet net getrou wees. Want weet jy wat hierdie is God se gawes in sy besigheid. Niks met my te doen. Nou hier sit, nou het jy hierdie gawe en dis hoe dit werk. Nou het jy jy bid, jy wil vir mense bid gesond. Jy bid vir die eerste ou, hy land in die ICU 2 dae daarna. Jy bid vir nog 'n ou, hulle begrawe hom in 'n week. Sê, "O nee, hel, dit lyk nie of hierdie vir my is." Verstaan, dis ons
Nee. Moenie dit nalat nie. Gee jouself volkome. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Wees vlytig. Jy sien daai volharding? Met God is dit so. Als. En hy is geen onderskeiding van persoonlikheid nie. Volharding in geloof loop so. As jy met die gawe van genesing, as God jou daai begeerte gee, jy moet dit gryp. Dit gaan jou gryp, dit gaan jou blaas. Nie almal wat jy voorbid gaan gesond word nie, ek kan nou vir jou sê. Nie almal wat ons voorbid, die Here het 'n soewereine manier in werking. En nie almal wat ons voorbid word gesond, ons verstaan dit nie, maar dit maak nie dat ons nie moet bid nie. Ons moet getrou wees in dit wat God ons gee. Moenie die genadegawe nalat nie. Gee jouself volkome daarin. Wees vlytig daarin, sodat almal jou vooruitgang sal duidelik sien. Die manifestasie van die Heilige Gees. Weet jy, wie ken vir Salmon Jonk? Hy bedien nou in die land. Julle ken, hy bedien nou in die land rond. Hy was 'n plaasbestuurder gewees. Hy was by 'n kerk hier naby wat ek by bedien het. En die pastoor het na my toe gekom, toe sê hy van my, "Jesus, kan ek asseblief met Salmon praat nie?" Salmon wil by elke kerkdiens wil hy net heeltyd vir mense bid en hy voeter hulle hulle eerdienste op. En dis al wat hy wil doen. Hy sê, "Kan ek het middagete met Salmon. Salmon sal my vergewe hiervan, maar hier is die waarheid. Ons middagete, ek sê vir hom, Salmon, jy moet hierdie ouens gee 'n gap, want hulle moet diens hou. Jy kan nie net hierdie doen. Dit gaan nie net met erediens gaan oor mense toe te rus vir hulle werking. Jy kan nie net genesing, want dit het hom gegryp." Nou sê hy vir my, "Hy kan nie." Ek sê vir hom, "Oké, gaan Kolonade toe. Dan gaan soek jy daar mense en bid jy vir hulle daar." Hy gaan. Hy staan, hy patrolleer daai plek. Dan bid hy vir mense, hy bel my. Binne 'n week, hy sê vir my, "Joe, wat moet ek nou maak?" Ek sê vir hom, "Wat bedoel jy wat nie nou maak?" Hy sê, "Ek het hier vir iemand wat 'n stit op hulle knie gehad, ek het vir hulle gebid, afgehaal, hy is heeltemal genees." Ek sê, "Dis fantasties." Hy sê, "Dis nie wat hy sê die ortopeed uit die Kaap het hom gebel en gevra of hy nie kan vlieg. Hulle is onvlieg soontoe want hulle sukkel om mense te rehabiliteer met hulle knieë. Hulle moet gaan bid vir hulle daar." Salmon het sy job gelos. Al wat hy doen nou is, en ek sê ons moet dit doen nie. Maar al wat hy doen is, want daai ou, kom ek vertel jy hoe dit hom gegryp. Hy ry verby 'n busstop, daar waar die mense staan in 'n ry vir busse. Dis sy prayer line, hy stop daar en begin hy bid vir hulle. Eagerly desire. Die Here gryp wanneer ons gee twee, dis staan hierdie kant en die Here is aan die ander kant van die brug. Nou dink ons hy sal ons halfpad kry. As jy 2 trekkies hier gee, kom haal hy jou. Eagerly desire spiritual gifts. As jy gaan julle weer met Salmon kontak hê. Sê vir hom ek kinderkwaai oor hom hoor. Hy bedien in die land rond nou, is genesing. Hy's nog steeds, die Here gebruik hom wonderlik genesing. Salmon. Ja. Eagerly desire. Jesus het die gawes begeer. Johannes 4, het hy 'n woord van kennis vir 'n vrou by die put. En die gawes wat deur hom gevloei het, het veroorsaak dat die vrou getuig het in die dorpie, en die hele dorpie is gered vanweë haar getuienis. Die Here sê vanoggend vir my, ek skryf 'n joernaal, ek profeteer vir mense, maar ek profeteer vir my baie meer as vir ander mense. So ek het meer vertroue in God se woorde vir my as vir jou. So vanoggend sê hy vir my, ek wil nie hê jy moet die individu nalat in jou lewe nie. Jou lewe van hier af, soos wat jy ouer word, gaan jy al hoe meer vir individue meer moet bedien, hy gaan jou stuur. Is nie amazing nie. Christus is gestuur na hierdie vrou toe. En ons dink altyd met bediening en die gawes, moet dit iewerster in 'n kerk of 'n selgroep of iets. Dit is 'n goeie plek, maar die wêreld is wyd oop daar. Vanmiddag, toe ek op pad hierna, toe gooi ek diesel in. Ek klim uit, groet die ouens daar, en vra, "Where are you going?" I'm saying, "I'm going to minister tonight." Die een ou kom na my toe, hy sê vir my, "Please pray for this guy, he's got tonsillitis, so hy sukkel. Pastor, can you pray for him?" Ek dink, hier's die Here, hierdie individu. Hier's die plek, is my plek hierdie is. Dis nie awesome nie. Vanoggend praat met my, gee vir my hierdie ou wat by die pompjoggie, bid vir sy, ek glo die Here raak hom aan.
die stomme ou om met mangelontsteking te sit in hierdie tyd is nie lekker nie. En dis hoe die Here met ons werk. So ek wil vanaand, wil ek jou uitdaag. Vergeet jou offenses teenoor God. Maak dit reg. Ons gaan nou, ek gaan jou nou help daarmee. Vergeet jou offenses teen jou mentors, jou vaders en moeders. Begin om God se begeertes vir jou te begeer. Ek wil vir jou Filippense 2 weer lees. Dit is baie belangrik hierdie. Om soos 'n sterretjie te skyn, dis wat God se wil is vir ons. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Hy override jou begeertes en hy sit sy begeertes in hom. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, which you shine like stars in the universe. Kom ek sê vir jou, ons is opgesit in hierdie tyd. Ons is opgesit om te skyn so sterretjies. Nou, ons is opgesit deur God vir dit. Daar was nog nooit 'n tyd wat dit nodig was vir die gawes van die Here soos nou nie. Ons is opgesit vir dit. En die groot ding vanaand is, ek wil vir paar mense bedien, maar die groot ding vanaand is, ek bid die Here vir 'n aktivering vanaand. Ek wil jou salf met olie vanaand. En ek bid vir 'n aktivering maar voor ek daar gaan, wil ek eers hierdie afhandel. Dit is baie belangrik. Ek en jy moet deur die Heilige Gees 'n koneksie met Vader God hê. Dis moet. En as dit 'n distorsie geraak het vir jou, is dit belangrik vanaand dat eerstens dat ons daai reg maak met Vader God. Baie mense het 'n probleem met die Vader figuur, want as jy praat van Vader, dan dink hulle aan 'n oom wat met hulle gelol het of 'n oupa, verstaan jy, of daar's 'n pa wat baie wreed was teenoor jou. Jy dink aan die terme. Vader God lyk soos niemand. Hy's 'n gees. Hy lyk nie soos jou oom of jou oupa of iemand nie. Hy's 'n gees. Maar hy's liefde. Hy's liefde. Hy het jou liewer as enigiemand anders. En vanaand, sy soewereiniteit in jou lewe, wat hy deur die Heilige Gees in jou, deur jou werk, is belangrik dat ek en jy die regte posisie inneem. Die posisie is dit: my Vader, nie my wil nie, maar dat U wil geskied. En is okay as U wil geskied. Is okay, want U is my lifeline. Mag U in hierdie area van deficit, hierdie nood wat ek het, mag U heerlikheid manifesteer hier. In so 'n mate dat ek my sal verbly hierin, omdat ek U hand en die krag heen sien. Ek wil hê dat elkeen wat hier is, wat voel vanaand, wat jou terughou, is 'n offense teenoor die Here. Omdat jy voel, jy kan nie verstaan hoekom het hy dit toegelaat, hoekom het hy dat. Hoekom het hy dit en dat. Ek dink meeste van die goed is nie hy nie. Maar hy help ons deur die tyd. Meeste van die goed is nie hy nie. Ek weet nie. My ma was 39 jaar oud toe sy dood is. In die karongeluk. Ek weet nie wat hy is nie. Ek weet nie, maar dit is nie my worry nie. My worry is dit, as ek moet hom dien, hy is my Vader. En ek aanvaar dat hy God is. Ek submit under God. Ek is onderdanig aan hom. Verstaan? Dis deel van onderdanigheid om my stap te neem. So ek wil vanaand ons moet bold wees. As jy vanaand hier is en jy voel jy wil regmaak met God, ons moet reg wees vir 2026 ons sterretjie skyn. Om sy begeertes toelaat. Maar jy het 'n offense in jou hart teenoor God. Wil jy staan saam met my, ek wil saam met jou bid. Ons gaan eens vir altyd, ons deel met dit vanaand, dat ons 2026 gaan ons skoon in, sonder offense teenoor God. Jy het iewers in jou hart, Here, hoekom moet jy hierdie toegelaat? Hoekom moet jy hierdie daai? So.
eagerly desire spiritual gifts. Dis nie Afrikaans wat sê, beywer jou daarna of lê jou toe nie, is nie die regte vertaling. Eagerly desire spiritual gifts. Eagerly desire spiritual gifts. 1 Timotheus 4 vers 14 tot 15. Do not neglect the gift which is within you. Give yourself wholly to it. Be diligent in it, and your progress will be evident to all. As jy sit vanaand, jy voel, Here, ek begeer, ek wil vir mense, ek wil woorde van bemoediging vir mense bring. Ek wil, Here, geef my woorde van kennis. Die Here kan vir jou woorde van kennis, kom ek sê vir jy, is 'n wonderlike gawe. Hy kan net nie op sy eie opereer nie. Hy moet saam met profesie, want hy het baie keer negatiewe goed en jy kan nie vir mense net 'n negatiewe ding deel nie. Jy moet die weg uit altyd. Woorde van kennis, woorde van wysheid. Onderskeiding van geeste. Gawe van geloof. En die wonderwerk en kragte. Kom ek sê vir ons lewe in 'n tyd, jou oë, die Here wil hê ons oë moet goed sien weer van sy krag en sy mag. Ons het nodig om aan hierdie gawes te vloei en te beweeg. Maar ons moet ons harte oopmaak vir sy begeertes. Amen. God seën u, baie dankie vir die tyd en ek weet julle het die hele week nog, ek wil nie langer aangaan nie, is al 9 uur amper. En awesome om saam met julle te wees. Baie dankie vir die groot geleentheid en die eer. Dankie broeder. Okay.